ons so rondloop, want ons weet dat gaan 'n dag aanbreek, dat die basyn gaan blaas, en die geroep van 'n aardsengel gaan weer klink. Here, en ons is gereed om saam te gaan in Jesus naam. My gebed vanmôre is, dat elke boodskap wat ons sover bedien het, Here, rakende al hierdie dinge, dat het lewend sal bly in elkeen se hart. Dat die woord, Here, ons aan die gang sal hou, ons sal waarsku deur die Heilige Gees, as ons afdwaal, as ons verkeerde in ons harte ronddra, sodat ons gereed kan wees wanneer daardie dag aanbreek. En omdat die duiwel dit weet, Here, sal hy enigiets probeer om iets ons pad langs te stuur. Die Bybel sê, is die vader van leuns. En al die dinge wat hy gebruik het, sy taktiek in die Ou Testament, sy taktiek in die Nuwe Testament, in die eerste Christelike kerk, het nog nooit verander nie. Dit bly dieselfde taktiek het hy gebruik, toe hy Jesus versoek het in die woestyn. En Here, dat ons nugter en waaksaam sal wees, dat ons ingestem sal wees, dat ons met harte sal rondloop wat reg is, Here, dat ons sal vergewings vryspreek, dat die blokkasies in ons lewe kan wegkom. Want ons weet wat die woord sê, dat die duiwel teen ons kan gebruik op die einde van die dag, dat as ons die kan regmaak en kan vergewe nie, God ons dit nie kan vergewe nie. Dit is 'n uitgemaakte saak en die duiwel gebruik het teen ons op die einde van die dag. So belangrik dat ons sal gaan slaap sonder enigiets in ons hart. Dat ons sal regmaak vir ons in die bed klim, want enigiets kan gebeur in ons slaap. Dat ons sal regmaak as ons iets verkeerd gesê, iets verkeerd bedink het of ons optrede was verkeerd, want dit gebruik het teen ons om ons van koers af te kry, onder die volk uit te kry, sodat ons hier reg sal wees waar hy basyn blaas. En dit begin by my vanmôre. Elkeen teenwoordig, die voorsangers, die orkes, linkerkantste vleuel, regterkantste vleuel, middelste blok, die balkonne daarbo. Staan by elkeen en staan. U kan dit wat in ons eie lewe is, kan U uitwys. Here, die melaatse uitroep. Here, as U wil, kan U behelp. En toe sê ek wil. En so wil U vanmôre ook elkeen help wat hier reg is, wat op die verkeerde pad is, wat met dinge in hulle harte rondom U wil ons help. En Here, praat van ondervinding, ek moes 3 maande soeg en sweet en uitroep na die Here toe my te help om iemand vry te spreek en te vergewe. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik om die eerste stap te neem nie. Dis nie maklik om te sê ek is jammer. Dis nie maklik om te sê ek spreek vry nie. Want die duiwel gebruik het teen ons en hy ken die woord beter dan ons. En hy weet wat die nagevolge gaan wees as ons dit nie doen nie. Afgesien van dit, elke sonde in ons lewe, Here, is 'n aanwysing na die dood toe. Geestelike sowel as fisiese dood. Daarom bid ek vanmôre vir hierdie gemeente. Iedere een die vanmôre teenwoordig. Iedere een wat luister na die boodskap. Iedere een wat dit sal hoor. Here, help ons om reg te lewe ooreenkomstig U woord, dat ons daders sal word van die woord en nie net hoorders nie. Ek bid dit vanmôre in die diepte van my hart.
in Jesus Christus se naam. En ek dank en ek prys en ek loof U daarvoor. En al die kinders van die Here vanmôre sê, amen. Draai ons so langs en sê, ek is so bly dat ek hier vanmôre. Ek is so bly is hier. Ons gaan dan Openbaring 16 toe, ons lees van verse 12 af, gou. 12 tot 16. Dis wat Johannes gesê het, en hy sê die 6de engel, luister mooi, het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufrats, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die koningspad van die ooste afkom reg gemaak kon word. Vers 13. En ek het uit die boek van die draak, of uit die bek van die draak, en die bek van die dier, en die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste soos kan sien kom. Want dit is geeste, is wat hy sê, van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde, en die hele wêreld, wat hulle, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag, of van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word, Armagedon. Hoofstuk 19. Lees ons saam 19 tot 21, hoofstuk 19 tot 21. Kom ons kyk daarna. Hy sê ek het 'n dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leeu. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens as die teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die 2 gewerp in die vervuurpoel wat met swavel brand, en die ander is gedood by die swaard wat in die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is verstadig van hulle vlees. Kan jy sê amen op die woord vanmôre? Titel vanmôre van hierdie boodskap is die slag van Armagedon. Nou, wil die begin van my boodskap ter inleiding, is die vraag wat sekerlik gevra gaan word, is pastoor, hoekom moet ek al hierdie dinge weet? Hoekom moet ek al hierdie dinge weet? Pastoor, is dit van toepassing op my? Wat help dat ek luister daarna? Wat help dat ek maak antieke dinge? Dis nog ver in die toekoms, ek sien saam maar dit enige tyd gebeur. Is dit op my van toepassing? Kom ek antwoord jou in die woord vanmôre. Oud Testament is of ek Nuwe Testament is, maak nie saak nie, of in die laaste boek van die Bybel waar ons dit vind, die woord sê vir jou en vir my, in die tweede boek van Timoteus, die 3de hoofstuk, vers 16 en 17, die volgende: die hele skrif is deur God ingegee. Dis wat hy sê, die hele skrif, bedoelinge van die boek Genesis af tot die laaste boek Openbaring, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk
volkome toegerus. Met ander woorde, wat Paulus daar vir Timoteus skryf, is dat elke gedeelte van vooraf tot laaste in die boek Openbaring is daar vir 'n spesifieke doel. Daar is 'n skrif vir jou en daar is 'n skrif vir my, waar die Here vir my gaan openbaar en vir jou gaan openbaar, as nie al klaar gebeur het nie, waar deur hy met jou gaan deel en waar deur hy met my gaan deel, sodat die een van ons 'n dag voor hom gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. Of dit nou Ou Testamenties is, of in die Nuwe Testament is, my broertjie, my sussie, dit sê vir ons hoe om te lewe. Dit praat met ons en waarsku ons om sekere dinge te doen om in die perfekte wil van God te bly. Ek praat nou net met 'n persoon, ek sê, hoor jy, as ons kyk na die boek Spreuke, Spreuke vertel jou alles. Wie jy moet soek vir 'n man, wie jy moet soek vir 'n vrou. Hoe jy moet leef, hoe jy moet die vrou behandel, hoe jy 'n man moet allemaal. Hoe moet jy agter jou geld kyk en volgens God se woord jou geld en jou rykdom oppas. Hy vertel alles in die woord, hoe jou kinders moet grootmaak, hoe jou kinders moet luister na jou ouers, wat hulle moet doen. Elke ding wat ek en jy soek is in die woord van God opgeteken. Elke ding, 'n wyse man by die naam van Salomo het dit geskryf en ons kan daaruit leer. Al wat ons moet doen, ons moet dit toepas in ons lewe. En dit wat die Here vir ons gee, hier wat ek oor vertel vanmôre en oor gaan praat vanmôre, is spesifiek daar, want wat gaan jy doen? En ek doen is 'n persoon 'n dag na jou toe stap, wat nie gered is nie, wat nie God ken nie, wat nie Jesus ken nie, en vir jou vra, is dit waar dat daar wederkoms gaan wees? Is dit waar dat daar groot oordeel gaan wees? Is dit waar dat daar oorlog gaan plaasvind op die einde van die tyd? En dan kan jy hom antwoord. Maar as jy niks weet nie, sit jy met daar, of staan vir die persoon met 'n mond vol tande. Ek sê is nodig. Ek wil weet wat die Bybel sê. Ek wil weet wat die Bybel sê. En ek kyk na die Bybel, as 'n gedeelte van wat ek altyd quoteer in my gebed. Dit is opgeteken in Jesaja 54 waar die Here sê, dit is die Here wat my kinders leer en my kleinkinders leer. En die Bybel sê dat hulle vreugde sal groot wees. Dit is 'n belofte waar ek op staan. Wat 'n groot voorreg is dit as die Here my kinders leer. Die Heilige Gees hulle leer hulle in alle waarheid. Dit is 'n belofte wat ons kan vat en kan bid en bely elke dag. So is nodig dat ons weet wat op die einde van die dag gaan gebeur. Dis nodig om dit te lees en dit toe te pas in jou eie lewe, sodat jy nie agterbly nie, maar saamgaan as die Here ons wil maak. Dis hoekom dit nodig is om na hierdie dinge te kyk en daaroor te praat. Hoekom is die Bybel daar? As die Here wil gaan ons met 'n Psalms lees, dit 'n Bybel gee van Psalms, of in die boek Genesis, dit gesê lees boek Genesis, of die boek Openbaring. Maar die hele Bybel is deur God ingegee. Die hele woord is deur God ingegee van Genesis tot Openbaring. En ons moet lees, ons moet dit eet, ons moet dit bestudeer, ons moet daarin krap en soek en vat wat jy nodig het vir jou daaglikse lewe en jou daaglikse wandel saam met hom. En mense, jy kan nooit verkeerd gaan. As Jesus in jou kant is, wie kan teen jou wees? Yes, dis so dankie. Nou, eerste punt. Die woord die Armagedon, kom van twee Hebreëse woorde, naamlik Har, is nodig dat jy weet. Wat beteken mountain or range of hills? Dis wat dit beteken. Har, dis opgedeel twee woorde, né? Wat beteken mountain or range of hills? Dan die tweede woord is Megiddo. Megiddo, Megiddo. Wat beteken geheime ontmoeting of afspraak?
To meet at an agreed time of place word ook genoem die vallei van Josafat. Interessant, ek het daarna gaan kyk. Wat ons moet verstaan is dat die geveg, stryd wat gaan plaasvind by Armageddon nie 'n gewone gevegstryd is tussen twee nasies nie. Maar as 'n stryd tussen die weermag van Jesus Christus as ons aanvoerder en die weermag van die aarde onder leiding van die anti-kris en die valse profeet soos geskrywe in Sagaria 14. Dis nie twee nasies wat nie mekaar gaan opstaan nie. Dis die leer van die aarde aan wat aangevoer word deur die anti-kris wat God uitdaag. Dit sê, as jy God uitdaag, het jy probleme. Dit is lig teenoor duisternis. En in die 4de vers is ons die volgende: en in die spesifieke dag sal sy voete staan, is Sagaria 14 vers 4, sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Iemand onthou, dat die boek Openbaring is opgestel en geskryf in 3 dele. 3 dele, kom ek sê weer. Die boek Openbaring is opgestel en geskryf in 3 dele, volgens Openbaring 1 vers 19. En dit is, luister wat Johannes sê, nommer 1, skryf die dinge op wat jy gesien het. Namens die visioen van Christus Jesus. Tweedens, skryf op dit wat is. Dis die dinge rondom die 7 kerk of 7 gemeentes wat ons van lees. En dan derdens wat Johannes skryf, die derde ding is dit wat gaan gebeur toekomstig, dinge wat moet gebeur en tot vervulling moet kom na die kerkdispensasie, na die wegraping en nie gedurende die tydperk van die kerk nie. Ander woorde, hy sê skep die dinge wat daarbo gesien word, visioen van Christus, tweedens die dinge rondom die 7 kerke, dit wat is, en dan derdens dit wat gaan gebeur na die kerk wegraap is, en weg is, en dan oor die kerkdispensasie, na die kerkdispensasie, en nie gedurende die kerkdispensasie nie, wat gaan plaasvind. Skryf daaroor. Dit wat hom, die kerk, die anti-kris, kan verhinder om teenstand gaan bied, moet eers weggeruk word, voordat die anti-kris homself kan openbaar, volgens 2 Tessalonisense 2 vers 7. Nou, hoofstuk 4 van vers 1 sê die volgende. Luister wat Johannes skryf, Openbaring 4 vers 1. Na hierdie dinge te gesien, met andere, na die kerk weggeruk was, na die kerk weggeneem was, na die wegraping of snatching away van die kerk of die bruid van Christus, het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon, luister wat hy sê daar, wat na hierdie dinge moet gebeur. Na die wegraping van die kerk, na die wegneem van die bruid van Christus, wat na hierdie dinge moet gebeur. Iemand onthou, dat die wederkoms en die slag van Armageddon vind nie plaas om die kerk te kom verlos nie, maar dit vind juist plaas om Israel, God se volk, te kom verlos. Om Israel te kom verlos vanuit vernietiging en uit die hand van die anti-kris, en dit sal eers plaasvind aan die middelomme by van die groot verdrukking.
Door die eerste 3,5 jaar word hulle heeltemal mislei. Hulle glo hom. Hy gaan saam met hulle kerk sit, saam met hulle dieselfde banke, preek van die platform af, van die pulpit af, lag en gesels saam met hulle. Niemand weet nie die anti-kris nie. En dan die laaste 3,5 jaar openbaar hy homself. Dan kom hy duiwel eintlik uit om uit, nee. Dan praat hy duiwel deur, maar hy duiwel doen dinge. En as juist in daardie tydstip waar hulle agtergekom het dat hulle was verlei. Dis nie die regte Christus wat gekom het nie, die Messias wat gekom het nie. So hierdie dinge moet gebeur. Juis van die tweede koms van Christus plaas sodat hy sy volk kan bevry in die hand van die anti-kris. Tweedens, wat is die doel van Armageddon? Wat is die doel van Armageddon? Nommer 1, om Israel te verlos by die mag van die anti-kris volgens Sagaria 14. Belangrik, mense, luister wat pastoor sê, maak jouself wat ek en jy sê, ander mense sê en dink van Israel nie. Mense wat teen Israel opstaan het baie groot probleme op daai dag. Ek wil hier in skoene staan nie, jy gaan nou hoor. Ek wil daai mense se skoene nie staan nie. Ons land ingesluit. Ek wil daai mense se skoene nie staan nie. Wat is die doel van Armageddon? Om die nasies te straf, lees wat hy sê daar, vir die vervolging van die Jode, volgens Matteus 25:31 vers 46. Wat te straf. Dit is om 'n koninkryk op aarde op te rig met Christus as die hoof, volgens Daniël 7. Wat is die doel van Armageddon? Om die aarde van alle rebellie te bevry en God se heerskappy op aarde te herstel soos voor die val, volgens 1 Korintiërs 11:4-29 en Efesiërs 1-10. Nou noem dit weer vir jou, om Israel te verlos uit die mag van die anti-kris, Sagaria 14. Om die nasies te straf van die vervolging van die Jode, Matteus 25:31-46. Om 'n koninkryk op aarde op te rig met Christus as die hoof, Daniël 7. Om die aarde van alle rebellie te bevry en God se heerskappy op aarde te herstel soos voor die val. 1 Korintiërs 11:4-29, Efesiërs 1-10. Derdens, kom ons kyk wie veg teen wie. Kom ons kyk wie veg teen wie. Aan die kant van die duisterse magte sal wees die duiwel met sy engele en demones. Mooi, jy moet onthou wat pastoor sê. Die duiwel met sy engele en demone gaan opgelyn word, hulle gaan daar wees. Hulle gaan elke verdien, sê hulle wil ons veg teen die koninkryke van God, of teen die weermag van God, teen die weermag van Christus. Tweedens, aan die kant van die duisternis sal die 10 konings wees. Ons lees daar in Openbaring van die 10 konings, Openbaring 17, en dan Daniël 2 vers 44. In die derde plek aan die kant van die duisternis sal die nasies noord en suid van die 10 koninkryke wat deur die anti-kris in besit geneem is. Volgens Daniël 10:44, die segel 38 en die segel 39. Dit is interessant, ek het nou gaan kyk, wie het hy in laaste, kan ek sê, stukhede van daardie tydperk in besit geneem? Wat se land het in besit geneem? Rusland, een van hulle, wat hy besit geneem het, en Duitsland was die tweede wat hy besit geneem het. Dis wat die geleerdes sê, ek praat dit hulle monde uit. Jy op die laaste lipper, voor hulle sou gaan na die geveg toe, was daardie 2 nasies in besit geneem deur die anti-kris. Wie's nog in sy leer, wie gaan nog teen God in sy leer veg? Die anti-kris en die valse profeet.
En dan baie ander nasies wat saam sal veg, juis hulle wat beïnvloed was, luister mooi, wat beïnvloed was deur die 3 onreine gees wat ons van lees, nou gelees het, ons gelees het gedees, wat hy praat van die paddas, is 3 onreine geeste wat ander nasies beïnvloed het en 'n klomp leuns vir hulle oorvertel het en hulle in besit geneem het en oortuig het om saam te kom veg volgens Openbaring 16, 13 tot 16 en Jesegiel 14, 1 tot 5. Verskriklik. Dis 'n lang lys. Duivels, engele en demone, 10 konings, nasies noord en suid van die 10 koninkryke, Antichrist en sy valse profete, en baie ander nasies wat sal saamveg, en sal saamtrek, dat hulle wil graag deel wees van die leer van die duisternis magte. Verskriklik. Wie gaan nog daar wees aan die kant van die lig, wat teen die kant van duisternis gaan veg, is Jesus en sy weermag. Luister mooi, wat bestaan uit die opgewekte heiliges van al die eeue met hulle spierwit rein klere. Glory, en op perde. Moet jy daar is baie perde om te ry daar. Sagaria 14, 1 tot 3 en Judas 1 tot 14 is die skrifgedeeltes wat ek kan gelees. Dan tweedens saam met Jesus is die aardse Israel, Sagaria 14, 1 tot 15. Nou interessant is dat hulle het gevlug. Die Bybel sê dit duidelik, hulle het gevlug na die berge. Om weg te kom van die Antichrist, maar hy het omtrent en daar op daai tyd omtrent die helfte van Jerusalem vernietig. Van God se volk uitgerus omtrent die helfte. En dan laastens is die engele van God volgens Matteus 25, 31 tot 45 en 2 Tessalonisense 1, 7 tot 10. Kom ek noem dit weer. Kant van die lig, Jesus en sy weermag, wat bestaan uit die opgewekte heiliges van al die eeue met hulle spierwit rein klere, volgens Sagaria 14, 1 tot 3 en Judas 1 tot 14. Dan die aardse Israel, volgens Sagaria 14, 1 tot 15. Dan die engele van God, volgens Matteus 25, 31 tot 45 en 2 Tessalonisense 1, 7 tot 10. Natuurlijk, wie voer daar engele aan? Michael. Hey, dit gaan wonderlik wees. Dit gaan wonderlik wees. Dit is die 2 groepe of leers wat teen mekaar gaan veg. Nou die slag van Armageddon het ons gesê, vind plaas net na die groot verdrukking en voor die, of net na die groot verdrukking, ja, die slag van Armageddon vind plaas net na die groot verdrukking en voor die 1000-jarige vrederyk. En dit net na God se volk veilig en onder die hande van die Antichrist uit was. Hy het seker gemaak, sy volk is veilig in die berge. Hy het seker gemaak, voordat hierdie gevegstryd sou begin. Luister mooi, luister mooi. Vierde punt. Dat het my getref hoor. Die maniere waarop die leers van die Antichrist vernietig sal word. Die maniere waarop die leers van die Antichrist vernietig sal word. Nommer 1. Hulle sal vernietig word deur die helderheid van sy koms. 2 Tessalonisense 2 vers 8. Hulle sal vernietig word deur die helderheid van Jesus Christus se koms. Tweedens, hulle sal vernietig word deur engele. Matteus 24, 7, 3 en 2 Tessalonisense 1, 7 tot 10. Hulle sal vernietig word deur die gelowiges volgens Sagaria 14 vers 5, Judas 1 vers 14, Openbaring 17 vers 14. Ons gaan nou weer herhaal. Luister mooi.
Die was vir my mooi, dat ek soek dit, wil die Here gebruik maak van sy natuur. Amen. Amen. Hy praat nie van parabye nie, praat ook nie van vlee nie. Maar daar was 'n slag gewees wat ek van gelees het, juis in die tyd nou waar iemand anders ook Israel geval het, dat hy parabye om die vyand te stuur. Ander gedeelte wat ek geluister het, wat ek dan geluister en gelees het, was toe die vyand opstaan teen Israel, toe word hulle maande omver gegooi, omgekrap, hulle moes hardloop, hulle kon niks verder doen. Maar die Here maak gebruik van die natuur, luister, dit is my so mooi. Deur haal en reën vanaf die hemel sal die Here die antichrist en sy leer vernietig. Deur haal en reën, volgens Jesegiel 38 vers 22, Openbaring 16 vers 21. Wat op 'n ander manier gebruik hy deur die Jode, Sagaria 12, 1 tot 13 en 14 vers 14. Het hulle opstand gekom ook teen hulle te veg. En dan wat vir my ook so mooi is dat die Here het in hy selfde tyd dat hy daar 'n verwarring gestuur onder die vyand se naam, wat hy altyd doen. Gelees die Ou Testament, hy maak gebruik daarvan. Hy stuur 'n verwarring in die land en hulle weet nie veel veg nie, hulle veg water mekaar. Dis presies wat hier gebeur. Hulle mekaar begin veg volgens Jesegiel 38, 21 en Sagaria 14 vers 13. Eenvoudige dinge wat die Here gebruik om ontslae te raak van die vyand. Deur vuur, swavel en pes, volgens Jesegiel 38, 22 en 2 Tessalonisense 1, 7 tot 10. Maar die Here sal stuur onder hulle in. Dat hierdie het my getref. Hy sal 'n plaag onder hulle stuur, jy moet gaan lees daar, mense. 'n plaag van God wat onder ons sal stuur, wat die vlees van die vyand sal verteer op hy battlefield. Die vlees van die vyand sal verteer word deur hy plaag wat God onder hulle instuur, verskriklik. Sagaria 14 vers 12 het ek gelees. En dan laastens was 'n ander manier gebruik, deur die swaard uit die mond van Jesus, volgens Jesaja 11 vers 14, Openbaring 19 vers 15. Kom ons sit vinnig weer. Wat se maniere waarop jy lees nog antichrist vernietig sal word? Deur die helderheid van sy koms, deur Tessalonisense 2 vers 8, deur engele, Matteus 24, 27 en dan ook Matteus 24 en dan ook 27 tot 3, dan 2 Tessalonisense 1, 7 tot 10, deur die gelowiges, Sagaria 14 vers 5, Judas 1 vers 14, Openbaring 17 vers 14, en dan deur herhalende reën van die hemel, volgens Jesegiel 38, 22, Openbaring 16 vers 21, en dan weer deur die Jode, Sagaria 12, 1 tot 13 en 14 vers 14, die mekaar aan te val, Jesegiel 38, 21 en Sagaria 14 vers 13, deur vuur, swavel en pes, Jesegiel 38, 22 en 2 Tessalonisense 1, 7 tot 10. Deur die plaag van God wat die vlees van die vyand sal verteer, Sagaria 14 vers 12. Dan laat deur die swaard in die mond van Jesus Christus, volgens Jesaja 11 vers 14, Openbaring 19 vers 15. Dis wat hy gebruik. Dis die wapens wat God gaan gebruik en sy leer wat hy gaan gebruik om daar miljoene, kan ek sê, volke en mense en gevegsmande en soldate te vernietig en daar gaan niks oorbly nie. Vyfde punt. Wat is die resultate van Armageddon? Wat is die resultate van Armageddon?
Nommer 1. Daar sal totale nederlaag wees van die leers van die aarde en die geestelike magte onder Satan. Volgens Jesaja 24, 21 tot 23, en Jesaja 25 vers 7, en Jesaja 63, 1 tot 6. Al die groot leers van die nasies sal vernietig wees. Volgens Jesegiel 39:2, Sagaria 14 en Joël die 3de hoofstuk. Elke een wat in opstand het gekom het teen God en teen die leer van Christus Jesus sal heeltemal vernietig word. Luister hier, dis die resultate van Armageddon. Die weermag sal die karkas of lyke vat vir die voëls van die hemel om te eet. En hulle sal daaraan eet vir 7 maande, hulle sal aandra en hulle sal aan eet vir 7 maande, volgens Jesaja 39, 4 tot 24, Openbaring 19, 17 tot 21. Was die resultate van Armageddon. Die antichrist en die valse profeet word lewend, het die woordjie lewend in die poel van vuur gewerp, volgens 2 Tessalonisense 2, 8 tot 9, en Daniël 7 vers 11, en Daniël 8 vers 25, hulle word lewend in die poel van vuur gewerp. Dan word die duiwel en sy demone gevange geneem. Sy engele. En in 'n bodemlose put gegooi. Nou mense, as jy dink aan 'n bodemlose put, niks ek dink jy, daai bodemlose put is iets anders dit. Verskriklik, 'n bodemlose put gegooi. En daar sal hulle bly vir 1000 jaar lank. Vasgemaak. Die Bybel sê dit duidelik dat die engel het gekom en Satan vasgemaak en in die bodemlose put gegooi. Vasgemaak, kettinge wat in die kon breekie, kettinge wat in die kon kom nie, en vir 1000 jaar het hy gedink oor sy dinge daaronder. Openbaring 20, 1 tot 7. Resultate van Armageddon, ons lees daar, Jesegiel 39, 17 tot 24 en Openbaring 14, 14 tot 21, dat die bloed sal vloei tot by die teels van die perde. Ek dink het dan gedink, baie dan gedink, ek dink is die bloed gemeng met water, en dit gaan weer naal wees. Ek dink is die bloed gemeng met water, en die half wat gesmeld het, sal vloei tot by die teels van die perde. Wie wat pastoor wil sê vanmôre, moenie teen God in opstand kom. Het probleme. Ek is liefste 'n vriend van hom. Amen. As 'n vyand. Amen. Wat sê Jesus? Hy sê wat by magte is om jou siel sowel as jou liggaam in die poel van vuur te werp. Hy is by magte om dit te kan doen. Israel sal verlos en geregverdig word. En net so sal God sy ewige koninkryk gevestig word, volgens Daniël 2:44 en Daniël 7 vers 18, Openbaring 11 vers 15. Kom ons sien nou laaste resultate van Armageddon. Daar sal 'n totale nederlaag wees vir die lees van die aarde, volgens Jesaja 24, 21 tot 23, en 25 vers 7 en 63, 1 tot 6. Al die groot leers van die nasies sal vernietig word of wees. Jesegiel 39 vers 2, Sagaria 14 en Joël 3. Die weermag sal die karkas of lyk bevat vir die voëls van die hemel om te eet en dit vir 7 maande. Jesegiel 39, 4 tot 24, Openbaring 19, 17 tot 21. Die antichrist en die valse profeet word lewend in die poel van vuur gewerp. 2 Tessalonisense 2, 8 tot 9 en Daniël 7, 11, 8 tot 25.
Die duiwelshamse engele word dan in die bodemse put gegooi, volgens Openbaring 20 vers 1 tot 7. Bloed sal vloeit op die teelstalperd, Openbaring 14 tot 21 en Jesegiel 38, 17 tot 24. En dan laastens, Israel sal verlos en regverdig word, en net so sal God se ewige koninkryk gevestig word, volgens Daniël 2 vers 44, en dan Daniël 7 vers 18, Openbaring 11 vers 15. Kom ek sê het vanmorgen ter afsluiting, ons dien 'n regverdige God en Vader, maar ook 'n verskriklike God. Hy is ons Vader wat ons liefhet. Maar aan die ander kant sê die Bybel, hy haat sonde, maar hy het die sondaar lief. Want die Bybel sê die wraak kom jou my nie toe nie. Hy sal dit vergeld, volgens Romeine 12 vers 17. Wat sê? En hy sê dit in sy woord, dat moet nie jou vinger lig teen my mense. Moet nie my mense skade aandoen nie. Moet nie my mense aanvat en hom lag, tot vandag die lag hulle in sy gesig. Maar hier sien ek dat 'n gedag kom op die einde van dat mense sal uitroep. Die Bybel sê, dit sal so erg wees, dat mense hulle tonge byt. Het sal so erg wees, dat mense God begin skel en vloek. Sê, Here, maak my dood, maar dood sal nie wees, om hulle te vat en hulle word gepynig. Vir altyd en ewig. Dis wat die Bybel sê, moet nie 'n vyand van God word nie of wees nie. Wees liewers aan sy kant en doen wat sy woord sê. Mense, ons kan nie wegkom. Al is dit hoeveel jare daarna, kan 300, 400 jaar, 500 jaar daarna wees, God vergeet nooit nie. Hy vergeet nooit nie wat hy gesê het sal hy doen. En wat hy gesê het, gaan hy doen. En elke keer betaal vir dit wat hulle gedoen het, dis wat die Bybel my leer. Dis hoekom is dit nodig dat ek en jy moet weet, wat op die einde van die dag gaan gebeur, as daardie dae aanbreek. As ons voortyd weg is, die Here ons voortyd kom haal, is ons gelukkig om te gaan en moet ons bly wees dat ons daai dinge gaan vryspreek. Maar baie mense gaan dit nie vryspreek nie. En baie mense gaan die prys daarvoor betaal. Mag die Here ons help vanmôre. Mag die Here ons deurdra en beskerm en ons leer en ons stigtig. Ons pak slag hier, dat hy ons raps as ons wil raps. Dat hy pak slag hier, dat hy tugtig. Want ons belangrik dat ek en jy hoor dit van die Here vir ons vanmôre sê. Mag die Here die boodskap in ons sê. En ons staan. Ons gaan saam bid. Die Vader, duideliker is dit, kan ek nie oorgedra het vanmôre. Die skam en so speel dit vir ons. Die boodskap wat oorgedra is vanmôre, dat elkeen sal hoor. Dit wat die Here van ons verwag, en dat ons sal hoor en sien in die woord uit, wat gebeur met mense wat ongehoorsaam is, wat gebeur met mense wat in die prikkels kom. Op die einde van die dag is dit die moeite werd om die hand te neem, ons sake reg te maak, en 'n pad saam met te staan. Ek bid vanmôre vir elkeen van ons wat hier is. Bid vir elkeen wat luister na die boodskap en Here wat hulle sal deel. En ek weet, nie een van ons sal verskoning is daai dag aan, nie een sal verskoning hê as hulle die weg raak en mis. En daar sekere voorwaardes wat ons moet nakom, voordat daardie belofte werklikheid in ons eie lewe kan word. Jesus, help ons. Ons my uitroep vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor in Jesus.